Goeiedag. Ek hoop het gaan goed met jou. Eerste dag van die week, Sondag. Jesus het opgestaan, Jesus leef. Ek en jy leef, en ons leef met hoofletters, want ons weet dat daar versoening vir ons skuld gekom het, dat daar in Christus Jesus vir ons nuwe lewe gekom het, dat daar vir ons verhouding met die Vader gekom het, dat daar vir ons oorvloed binne in ons lewe gekom het. Kan ek vir jou hiermee begin? In Johannes 6 vers 47, wat sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat die lewe gee. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en ook van die Heilige Gees. Ek onthou by geleentheid was daar 'n film gewees wat nogal geweldige opslag gemaak het en wat 'n geweldige verskil binne in die lewens van mense gemaak het. Ek kan nie die verhaal presies onthou nie, maar ek onthou die naam daarvan was As It Is in Heaven. Soos dit in die hemel is, mag dit uiteindelik op die aarde ook so wees. En iets van hierdie droom, dat iets van die volheid van die Here, wat in die hemel is, die volheid van sy koninkryk, die volheid van gehoorsaamheid, die volheid van geregtigheid, op die aarde ook in ons verhoudings, in ons menswees, in ons alles, inderdaad ook waar sal wees. Ek wil vandag graag saam met jou lees, twee gedeeltes eintlik. Die eerste een is die belangrike een, en dit gaan eintlik oor die nagmaalsgedeelte in Matteus 26, van vers 26 af tot vers 30. En die tweede ene waarna ek jou graag wil verwys, staan in Matteus 14, wat vertel van die eerste vermeerdering van die brood. So kom ons maak ons oë toe, en dan vra ons die seën van die Here. Hemel Here, baie dankie dat ons ook in hierdie dag nader na U toe kan kom. En dankie dat ons by U kan tuis wees. Dankie dat ons by U kan rus hê, en dat ons by U kan rustig wees. Dat die kalmte, die vrede, wat alle verstand te bowe gaan, ook oor ons harte en gedagtes in Christus die wag wil hou. En dat U nie alleen vrede gee nie, maar dat U ons vrede vir ons ook geword het. Seën ons ook in hierdie geleentheid rondom die woord in Jesus naam. Amen. Ek lees graag vir jou hierdie gedeelte in Matteus 26 van vers 26 af. Nou gaan dit oor die instelling van die nagmaal tydens die Pasga, daardie fees wat die Jode geniet het, om uiteindelik te onthou van die verlossing wat vir hulle gekom het, destyds uit Egipte ook. En dat dan onthou ons wanneer Jesus het ingestel het, dit eintlik net 'n klein rukkie is voordat hy in Getsemane ingaan, om daar te gaan bid, en dat nie daarna, daai deel natuurlik deel van sy lyding was, maar dat sy groot lyding dan inderdaad nie daarna ook gebeur, die vervolging van Jesus, met uiteindelik ook sy kruisiging en sy sterwe. En terwyl hy eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dis my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes. Wat iets vertel, verbond, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n volk wees. Al het jy nie eintlik gelewe, soos wat 'n volk van my behoort te lewe nie. En dan 'n stukkie toekomsbelofte.
ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink, nie tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. En dit is eintlik 'n tipe van 'n skiernier oomblik, om dan maar net te vertel wat net daarna gebeur, dat hulle na die Olyfberg toe gegaan het en daar na die tuin van Getsemane waar Jesus gebid het. En dan wil ek jou herinner aan 'n kosbare gedeelte, en dit staan in Johannes, in Matteus hoofstuk 14, daarvan vers 13 af. Nou, die gedeelte vertel eintlik dat Johannes die Doper onthoof is, en toe Jesus dit hoor, wil 'n mens sê dit vir hom 'n geweldige groot skok. En het hy net een behoefte gehad, en dit is om stil te kon word, om net weg te kom tussen die mense, en vir 'n oomblik net by homself te kom. Onthou, hy was ware God, maar hy was ook ware mens, en het iets beleef van die seer binne homself, wanneer Johannes die Doper ook dood is, en vermoor is. Nou staan daar van vers 13 af, toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit, nou dis van Johannes se dood, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan, na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor, en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry, en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom kom sê, dis 'n afgeleë plek, en het dit al laat geword, stuur die mense terug, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse, bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit en om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seun. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee. En hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders. Wanneer Jesus iets neem, wanneer Jesus iets in sy hande neem, wanneer Jesus iets vat, en uiteindelik die seën daaroor uitspreek, of 'n dankgebed daaroor uitspreek, ten opsigte van dit, is dit asof alles sommer net meer word, asof dit sommer baie word, en dit word uiteindelik in totaliteit genoegsaam. Wanneer Jesus binne in 'n mens se lewe betrokke raak, dan verander jou wêreld. Dan verander die toneel van hinkering, van onvolledigheid, na 'n wêreld van volledigheid. En dit is uiteindelik wat Jesus Christus ook in ons wêreld gebring het, is om 'n stuk volledigheid binne in ons wêreld te bring, om 'n stuk versoening binne in ons wêreld te bring, om vrede, om lewe, om hoop te kom gee. En hy alleen, wat ware God was, wat ware mens was, het hierdie vermoë gehad om volledig binne die behoeftes van mense te kom voorsien. Hy wat uit die hemel uitgekom het die vermoë gehad binne in homself om verlossing te bring, om hoop te bring, om versadiging te bring, om vrede te bring, om vreugde te kan bring. As ek eers vir 'n oomblik kan stil staan by die verhaal daar in Matteus 14, waar Jesus die 5 brode en 2 visse vermeerder het, dan vertel dit ook iets daarvan, van wanneer mense eintlik in 'n hopelose situasie is, en hulle honger het, en hulle nie
na hulle self kan kyk nie, en hulle eintlik weggestuur moet word, en almal hulle sou wegstuur, dat Jesus niemand wil wegstuur nie, en dat Jesus genoegsaam is, en dit wat hy tot beskikking het, genoegsaam is, om volledige versadiging, om volledige vervulling uiteindelik vir mense te kom gee. 5000 mans by mekaar, boonbehalwe die vrouens en kinders, kan jy jou indink hoe baie dit is. En Jesus eintlik, terwyl hy self hartseer is oor dit wat met Johannes gebeur het, sy eerste fokus wegvat van homself af as hy een kant toe wil gaan, en 'n fokus het na die mense toe, mense binne in hulle nood, dat hy beweeg na hulle toe. En as die disippels vir hulle sê, dat vir Jesus sê, dat hy hulle na die dorpe toe moet stuur, om iets te gaan koop om te eet, dat Jesus sê, maar gee julle vir hulle. Hulle sê, maar al wat ons het is dit, en Jesus dit in sy hande vat, daardie bietjie, 5 brode en 2 visse. En as hy die seën uitgespreek het, daaroor uitspreek, dan verander dit. Dit verander nie in substansie nie. Dit bly wat dit is, dit bly brood en dit bly vis. Maar in sy hande, nadat hy die seën uitgespreek het, is dit genoegsaam vir almal. En is daar oorvloed, is daar meer as dit, en gee dit vir 'n mens daardie versekering van, maar waar hierdie vandaan kom, daar is nog meer. As Jesus dit gegee het, is daar nog oneindig baie meer wat hy kan gee. Hierdie kan jou op 'n tydelike gebied versadig, maar Jesus is in staat om mense nie alleen op 'n tydelike gebied te versadig, en vir hulle in daai oomblik te kan gee, dit wat hulle nodig het nie. Hy kan soveel, baie meer uiteindelik vir hulle gee, om hulle volledig te kon versadig. In daardie ervaring beleef hulle iets van die godheid van Jesus. Iets van die verwondering in terme van die omgee van Jesus en die vermoë wat hy het om te gee, die volheid van hom. Maar dan word iets van hierdie verhaal word eintlik verder gevat, wanneer dit uiteindelik nie meer gaan oor 2 visies en 5 broodjies nie, maar wanneer dit gaan wat mense fisiek versadig nie, maar Jesus se liggaam, Jesus se bloed, wat genoegsaam is vir mense, om hulle in 'n vredestoestand met God te bring. En gebruik Jesus 'n gewone maaltyd wat Jode gereeld sou gedoen het, elke jaar hier by die Paasfees, wanneer hulle hierdie Pasga sou eet, wanneer hulle sou dink aan God se verlossing, wat hy vir hulle gebring het in die woestyn, jare gelede, wanneer hy hulle uit Egipte uit verlos het, in daardie nag, wanneer die eerstgeborenes gesterf het daar, maar sy mense, God se mense uiteindelik verlossing gekry het, en dat hulle kon uitgaan, uit die plek van slawerny af, na 'n wêreld van hoop, na 'n wêreld van lewe, iets kon beleef van volk van God wees, afgesonder vir die Here wees, met 'n toekoms, met 'n stuk lewe. En aan daardie tafel, by daardie Pasga, is dit dan inderdaad wat Jesus ook vir hulle sê, eet die brood, drink die wyn, drink dit, want dit wat jy hier voel, dit wat jy hier sien, dit wat jy hier proe, dit wat jy hier ruik, is uiteindelik baie meer as dit wat jy sien, voel, ruik en proe. Dit is baie meer, want dit is nie alleen, vertel nie alleen van versadiging wat hy kan gee nie, maar vertel van die feit dat hy, wat Jesus is, die volledige versadiging is, dat hy nie mense alleen van hulle honger en dors verlos nie, maar van hulle, dat hy hulle volledig van hongers en dors verlos in die mate dat daar vervulling, versadiging is ook in die verlossing wat hy vir hulle bring. Eenmalig, om wat eintlik 'n totale wêreld van 'n nuwe verhouding met God
verteenwoordig wanneer jy dit neem, 'n klein stukkie brood, en 'n bietjie wyn, en 'n slukkie wyn, wat vertel van 'n volledige versadiging, 'n volledige verlossing, 'n volledige lewe wat vir mense sou kom. In hierdie woorde, en weer eens, lees 'n mens ook daarvan in Matteus 26. Terwyl hulle eet, 'n gewone ete, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dis my liggaam. So kry julle deel aan my. Dit wat ek gaan doen, dit wat ek besig is om te doen, dit wie ek is dit wat uiteindelik vir jou volledig gaan versadig. En soos jy hierdie inneem, moet jy deel, kry jy ook deel aan my. En het jy ook deel aan my, as jy dit ook neem vir wat dit uiteindelik is, om deel te hê aan my, en kom daar versadiging. En toe neem hy die beker, en nadat hy ook weer eens 'n dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daai, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond verseël word tot vergewing van sondes. Daar's meer as om gewoon net uit hierdie beker uit te drink. Daar's meer as dit. Dit verteenwoordig 'n groter volheid. Dit verteenwoordig 'n groter oorvloed as dit wat jy in hierdie oomblik beleef. Maar alles gebeur elke keer. Dit wat met die broodvermeerdering gebeur ook hier. Wat vertel elke keer, daar is iets meer aan dit wat jy sien. Want dit het te doen met Jesus se manier van versadiging, sy manier van lewe, sy manier van hoop binne in ons lewe bring. Maar dan het ons die geloof nodig om te weet dat hy die dors les, dat hy die honger kan stil binne in 'n mens. Is die nagmaal dan nie 'n wonderlike geleentheid om ons eintlik deeltyd te kom herinner nie. Te kom herinner aan dit wat Jesus gedoen het, die verlossing wat hy vir ons gebring het, die lewe wat hy vir ons gebring het, die toekoms wat hy vir ons gebring het, die versadiging wat hy vir ons gebring het, om te kan onthou van die verlossing wat hy vir ons gebring het. Nie meer 'n verlossing van 'n groep mense alleen uit 'n plek van slawerny nie, maar 'n plek van 'n wêreld van mense verlos uit die slawerny van die sonde, om in 'n positiewe, gesonde verhouding met God te gaan staan. En dan staan dit binne die teken hierdie ook van lyding. Dan is word dit 'n vreugdefees, word dit 'n stuk blydskap, al is dit daar. Want as Jesus dit nie kon doen nie, dan sou ons in ons sonde gebly het, sou ons in ons verlorenheid gebly het. En daarom is dit nodig dat ons neem en gebruik dit wat Jesus gee. Dit wil ons elke dag in ons lewe geniet. Wil ons ook vry maak van onsself om te weet dat God se seën in Christus Jesus ook vir ons wil wees en dat hy ons wil versadig, maar ons ook volledig wil versadig en dat hy dit in Christus kom doen het. En die wonder daarvan in hierdie gedeelte is dat dit nie net vir die tyd waar is nie, maar ook vir die toekoms, en dat ons vanuit die toekoms uit ook in hierdie oomblikke kan lewe, wanneer dit ook die nagmaal ook vir ons vertel van 'n toekomsgerigte maaltyd, as Jesus die belofte gee dat hy nie weer van die wyn sou drink voordat hy dit in die koninkryk saam met sy mense, die nuwe wyn in die koninkryk saam met hulle sou drink nie. Wetende dat dit gebeur, wetende dat dit op ons wag, maak dat hierdie deelname aan hierdie prosesse wat ons het, ook binne die nagmaal, ons daardie gevoel gaan kry van dit wat eendag gebeur, in sy volheid gebeur, beleef ons nou, iets van die volledige vervulling
om saam met God te wees, beleef ons nou. Iets van die volledige vreugde van eendag beleef ons nou. En wanneer 'n mens hier dit ook geniet, dan kyk jy ook vorentoe, werk weerskante toe, na dit wat eendag in sy volheid gaan gebeur. En dan die lekker daarvan, as die mense so gaan aangesit het, daar by wanneer hulle kos gekry het, die brood gekry het en die visies gekry het, dan was hulle ook saam met mekaar, kon hulle in groepe gaan sit, kon hulle by mekaar sit, kon hulle dit beleef, het hulle gemeenskaplike maaltyd gehad. Wanneer die disippels ook saam sit en saam met Jesus is, dan beleef hulle ook die gemeenskap met hom en beleef hulle die gemeenskap ook met mekaar en word dit in dit wat hulle geniet en dit wat hulle deel, 'n vreugdesoomblik en dit wil uiteindelik hulle ook saam bind in 'n eenheid van mense, van vreugde, van hoop, van toekoms. So wil Jesus ook vir my en jou, ook by nagmaalsgeleenthede, by sulke geleenthede, feesgeleenthede, ons uiteindelik ook by mekaar bring, en ons inderdaad ook deel maak van die volheid, wat hy uiteindelik ook vir ons gebring het, en kan ons dit deel, en mag ons gesindheid hier binne ook iets van 'n hemelse gesindheid hê, iets van dit wat eendag volledig waar sal wees, dat dit nou alreeds tussen ons waar sal wees, en dat ons 'n eenheid sou hê, 'n eenheid rondom die persoon, wat versadiging bring, maar wat inderdaad versadiging ook vir ons is. As ons van hom eet, deel het aan hom, dan sal ons nooit weer honger word nie. Mag die Here vir jou seën in die ervaring van jou geloof as 'n mens wat versadiging geniet, gemeenskap met hom geniet, ook met ander, wat vir jou volledige vreugde in hierdie wêreld ook wil bring, veral met die oog ook op die toekoms. Here, baie dankie dat U ons versadig, dankie dat U genoegsaam is vir ons, dat U vir ons die weg is, die waarheid en die lewe, dankie dat U vir ons toekoms bring, Here, in ewigheid bring, help ons om vreugde te hê, rus in U te hê elke dag, en ons prys U in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag ons geloof elke keer wanneer ons van die brood eet en in die wyn drink, mag dit vir ons volledige versadiging bring, wat vir ons ook herinner aan die volledigheid wat eendag vir ons wag by die bruilofstafel van die Lam. En ons prys U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal aan jou sy vrede gee. Amen. Ek hoop dat jy 'n mooi dag en 'n fantastiese week sou hê. Mooi bly.